Gaan twee tekste vanoggend saam lees. U kan dit op die skerm volg. Uit Filippense 4 gaan ons lees en ook uit Hebreërs 13. Vanoggend se tema is ek is tevrede. Nou, ek het bietjie my gedagtes laat gaan oor hierdie 30 weke Bybelstudiereis waarmee ons besig was. En as ek so voorbarig mag wees, en natuurlik is ek nie, ek is baie nederig, julle ken my, voel dit vir my, daar ontbreek 'n tema, vir my althans. Natuurlik kon Randy Vrysie nie al die Christelike temas boekstaaf in die loop van 30 weke nie, maar dit voel vir my tog dat hierdie tema, en veral as 'n mens na die laaste 10 temas waarmee ons besig was, van temas soos ek is liefdevol, en ek is geduldig, en ek het selfbeheersing, en ek het hoop, daardie kenmerke wat absoluut sulke hoofopskrifte in elke Christen se lewe moet wees, vir al die laaste 10 hoofstukke, voel dit vir my tog, dat hierdie een ontbreek. Ek is tevrede. Dit moet as ware ook in ons lewens 'n hoofopskrif wees. Nou, natuurlik kom die tema deur die Bybelstudie ter sprake, maar soos ek sê, vir my voel dit amper asof hierdie belangrike saak van om tevrede deur hierdie lewe te gaan, dat dit 'n hoofopskrif, nie net 'n kantaantekening moet wees nie, maar 'n hoofopskrif. So daarom voel ek om gedagtes te deel rondom hierdie tema wat so kenmerkend moet wees van om soos Jesus in hierdie wêreld te leef, om tevrede, selfs al het jy soos hy maar min op jou naam gehad, net die troue vriendskap van 'n handjievol mense, dat Jesus tevrede deur hierdie wêreld gegaan het en waar ons glo dat ons geroep is om soos Jesus te wees, ook hierdie besondere kenmerk van ek is tevrede. Gee jouself vanoggend 'n bietjie 'n punt uit 10 van hoe tevrede is jy vanoggend? As jy vir die persoon langs jou moet sê, 'n punt uit 10. Miskien moet jy 'n bietjie sê, so saggies, hoe tevrede is jy? Punt uit 10. Moet nou nie sê hoekom of waaroor nie. Dink vir 'n oomblik, as jy dink aan alles in jou lewe, al die omstandighede en die week wat verby is. Wat sit jy my so en kyk? Sê vir die persoon langs jou 'n punt uit 10. Moenie sê hoekom nie, sê net. Miskien is dit 'n 7, dalk 'n 8, dalk is dit 'n 3. In Filippense 4 lees ons waar Paulus skryf oor tevredenheid. Ek was baie bly in die Here dat julle na so lank tyd weer gewys het dat julle nog aan my dink. Nie dat julle my ooit vergeet het nie, julle het net nie die kans gehad om iets te doen nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding om genoeg te hê om te eet sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Die pragtige bekende teks wat baie van ons uit ons koppe uit ken, Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Maar as 'n mens die konteks lees, met ander woorde die verse net voor dit, dan sê Paulus dat al gaan hy partykeer deur moeilike tye, het hy geleer om homself te behelp, om tevrede te wees met sy omstandighede, om nog steeds 'n skynende lig vir Jesus te wees, maak nie saak wat sy omstandighede is nie, want ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Ook wanneer die lewe slegte goed na my kant toe gooi, is ek tot alles in staat deur hom wat my krag gee. En dan Hebreërs 13, hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede, daar's die woord, wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? Ons teksverse, Filippense 4 vers 11, ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Dit is die direkte vertaling. Daar staan die woordjie tevrede. Paulus wat sê, ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. En Hebreërs 13 vers 5, hou julle lewe vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat julle het.
'n paar notas wat ek gemaak het oor tevredenheid, en mag die Here met ons elkeen baie diep praat oor hierdie belangrike saak. Die eerste wat ek wil sê is, tevredenheid is 'n deeg wat jy moet leer. Dis iets wat jy moet leer. Dit kom nie van self nie. Jy word nie gebore met tevredenheid nie. Het jy al ooit 'n babietjie gesien wat gebore word met net so 'n groot vet glimlag? Nee. Hulle kom met 'n geskree in hierdie wêreld in en onder protes. Hulle is hoogs ontevrede met hulle skielike verandering in situasie. En dis te verstaan, want vir maande lank was hulle veilig geweest, die temperatuur was 100% reg. Hulle het eintlik niks anders geken as dit nie. Hulle het nooit honger geken nie. Niks. En skielik hang jy onderste bo en iemand looi jou baie hard van agter af. Jy kom hoogs ontevrede in hierdie wêreld in. En as jy nie iewers op jou lewenspad die geheim leer, soos wat die eerste punt hier wil sê, dat as jy nie leer om tevrede te wees nie, gaan dit net nooit van self kom nie. En daarom kan dit gebeur, en ongelukkig gebeur dit baie dikwels, dat baie mense uit hierdie wêreld uitgaan soos hulle in hierdie wêreld ingekom het. Ontevrede, ongemaklik, ongedurig, met alles en almal. Daar is seker niks so ongemaklik soos 'n ontevrede bejaarde nie. Marie Jansen het baie jare gelede gesê, 'n knorrige en 'n ondankbare en 'n ontevrede bejaarde is die duiwel se meesterstuk. Nou, ek wil regtig sê, in Wonderboompoort ken ek nie sulke meesterstukke nie. Ons het die pragtigste bejaardes, dink maar net aan hoe dankbaar hulle was toe ons vir hulle die geskenkies gebring het, en al die geselsies wat hulle nie die hele tyd wou aanknoop. Wonderboompoort is anderste. Maar pas op, dalk is dit eendag waar van jou. Het jy al gewonder, hoe gaan jy wees as jy eendag oud is? Het jy al gewonder, hoe gaan jy wees as jy eendag oud is? En toe sê iemand een keer die antwoord, jy gaan dieselfde wees as nou, net erger. En jou probleem is, as jy nou 'n ondankbare en 'n knorrige mens is, wat nie geleer het wat tevredenheid is nie, gaan dit baie erger wees die dag as jy oud is. Die advertensiewese byt natuurlik hierdie ingebore ontevredenheid wat ons het, liderlik uit. En hulle sal vir jou oortuig op die mooiste maniere, want dit is 'n studie wat jy daarvan maak op universiteit om in te zoom op hierdie ingebore ontevredenheid wat mense het. Hulle sal vir jou oortuig, as jy hierdie maak klere het, dan sal jy tevrede wees met die lewe. As jy hierdie ryding het, dink net aan al daardie advertensies, né? Daai 4x4, as jy deur op die bergtoppe van die Drakensberg is, kyk, dan het jy dit bereik. En dat jou vrou haar voeltjie kan afneem, wat sy so graag wil afneem, dan het jy dit bereik. En so dompel baie mense hulle in skuld, omdat hulle die hele tyd hierdie ding glo van, ek moet tevrede wees deur goeders te besit. Een van die mees suksesvolste advertensieveldtogte wat daar nog ooit was in 1995, toe Microsoft hulle Windows 95 bekend gestel het. Daar's van julle wat dit nog kan onthou, in elke koerant wat jy oopgemaak het, en veral in Brittanje, het hulle hierdie bedryfstelsel baie erg gestoot. En dit was so erg oor die radio alles, dat die dag aanbreek toe die mense dit gaan koop, het daar lang rye mense by winkels gestaan, en baie van die mense wat in daai rye gestaan het om Windows 95 te koop, het nie eers 'n rekenaar gehad daai tyd nie. Maar hulle moes net hierdie ding hê. Want dis wat die media gesê het, as jy dit het, sal wonderlike dinge met jou gebeur. Ook in die tydsgees waarin ons leef, dis 'n tydsgees van ontevredenheid, en veral ons hier in Suid-Afrika. Dis ons nasionale tydverdryf om te kla en om ontevrede te wees met alles en almal. En dat dit later so ingebed kan word in 'n kultuur van 'n nasie. Dat 'n hele kultuur later net sê, maak nie saak wat jou velkleur is nie. We demand. Want ons is ontevrede met die situasie waarin ons tans is. Dit word deel van jou kultuur, want jou kinders luister hoe ma en pa in die kar praat oor die situasies. By die braaivleisvure word dit ingebed selfs in ons kinders se harte van om te kla en ontevrede te wees.
En daarom hierdie belangrike ding wat Paulus sê, ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees, want tevredenheid kom nie van self nie. Hoekom is dit belangrik om tevredenheid te leer? Want dit bepaal jou geluk. As jy 'n ontevrede mens is, gaan die paar jaar wat God jou hier op aarde gun, maar vir jou 'n redelike foltering wees. En daarom is dit so belangrik om te leer om tevrede te wees, dat jou vlak van geluk kan styg. As jy nie vroegtydig hierdie geheim leer nie, gaan jy, as jy dit nie as kind al reeds begin leer nie, gaan jy in 'n groot menswêreld instap, waar jy net nooit tevrede is met jou werk nie. Daar sal altyd iets by die werk wees, altyd iets of iemand, of dit nou 'n baas is of wat ook al, wat jou ongelukkig en ontevrede gaan maak, en gaan jy nie 'n werk kan hou nie. En gaan dit 'n ongelukkigheid in jou lewe wees, dat jy begin hop van die een werk na die ander. In verhoudings kan dit wees, as jy nie geleer het om tevrede te wees nie, dat jy gaan begin hop van die een verhouding na die ander, omdat jy glo geluk, tevredenheid is te vind in iemand anders se arms, en dan kom jy agter, maar hulle is almal maar sulke gebroke sondaars soos jy, maar jy het nie geleer om dit op by 'n ander plek te vind nie, en begin jy te hop van die een verhouding na die ander. Dit kan selfs wees dat jy begin hop van die een kerk na 'n ander kerk, omdat jy net nie verstaan dat ware tevredenheid is iets wat jy op 'n ander plek vind, nie buitekant nie, maar aan die binnekant van jouself. Jy kan selfs op vakansie gaan en nog steeds hoogs ontevrede wees. Ken jy sulke mense wat selfs op vakansie hoogs ontevrede is, want hulle kry nie die see-uitsig wat op die brosjure geadverteer was nie. Nou goed, ek dink daaroor kan 'n mens ontevrede wees en jy kan gaan kla. Maar liewe aarde, wat 'n foltering as dit jou lewenstyl is om ontevrede te wees met alles. En daarom kom ons leer dit aan, en kom ons skerp dit by ons kinders en ons kleinkinders in, en ek gaan nou by 3 praktiese dinge kom wat ek dink 'n mens kan help om te groei in jou vlak van tevredenheid. Nog 'n rede hoekom ons moet leer wat tevredenheid is, en dit is dat dit kenmerkend is van bekering. As jy 'n kind van die Here is dit 'n kenmerk van jou, dat jy 'n tevrede mens is. In Lukas 3 vers 14 kom die Romeinse soldate, of van die Romeinse soldate, kom by Johannes die Doper. En hulle het geluister wat hy preek, en hy het vir hulle gesê, jy moet jou lewe aan die Here oorgee, die Messias is op pad. En Johannes was 'n groot, sterk bekeringsprediker, en hulle kom by hom, en hulle vra vir hom, Johannes, wat moet ons doen om die ewige lewe te kry, en om onsself gereed te maak vir die koms van die Messias? En toe sê Johannes die Doper, moet van niemand deur geweld of vals aanklag geld afpers nie, maar wees tevrede met julle betaling. Laat daardie laaste woorde bietjie insink. Wees tevrede met julle betaling. Wie van julle is tevrede met julle betaling? Wie van julle is tevrede met jou pensioen wat jy kry? Jy is tevrede daarmee. Ek vra nie of jy dankbaar is vir jou salaris of jou pensioen nie, want jy kan dankbaar wees, maar nog nie tevrede daarmee nie. Dis 'n teks wat 'n mens nogal laat dink. Want, sê Johannes die Doper, as jy nie tevrede is met jou betaling as soldaat nie, kan die eerste deel van die teks waar word in jou lewe, dat omdat jy voel, jy suig aan die agterspeen van die lewe, moet jy jou inkomste aanvul deur geweld of vals aanklagte en afpersing, en ken ons nie daardie verhale, veral in ons land, dat dit afspeel juis omdat mense nie tevrede is met hulle betaling nie. Beteken dit jy mag nie soek vir 'n ander werk nie, 'n ander werk met beter voordele nie? Beteken dit jy mag nie aansoek doen vir bevordering by die werk nie? En dan is die antwoord natuurlik nee, dis nie die geval nie, maar dit gaan daaroor hoe jy reageer wanneer jy nie die nuwe werk kry, of hoe jy reageer wanneer jy nie die bevordering kry nie, want die manier waarop jy reageer kan dalk verklap dat Prediker 5 vers 9 vir jou waar is. Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie. Die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg nie.
En dit is die definisie natuurlik van afgoderry, dat daar hierdie dryf in jou is, van jy is ontevrede met jou geld wat jy kry, met jou vergoeding. Soos ek sê, dis nie verkeerd om aansoek te doen vir ander werk met beter voordele nie, maar as dit 'n dryfkrag in jou lewe word, wat jou, dit is soos 'n slaaf se sweep wat jou aandryf om net meer en meer geld in hierdie lewe te verdien, dan moet 'n mens begin wonder, is geld nie dalk vir jou alles nie? Kry jy net nooit genoeg nie? Daarom sê die woord van die Here, hou jou lewe vry van geldgierigheid, want dit pas nie by 'n bekeerde mens se lewe nie. Dit pas nie by 'n bekeerde mens se lewe nie, van om die hele tyd net meer en meer te wil hê, veral wanneer dit kom by geld en vergoeding. Nog 'n ding wat ons moet weet van tevredenheid, en dit is dat dit nie 'n opsie vir 'n kind van die Here is nie. Ons het gehoor, dis deel van die kenmerk van 'n bekeerde lewe, dat jy tevrede is, maar dis ook 'n duidelike opdrag. Ons teksvers sê, Hebreërs 13 vers 5, hou jou lewe vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat jy het. Wees tevrede met wat jy het. Dis 'n opdrag. Daar staan nie, dis 'n goeie idee om tevrede te wees met wat jy het nie. Of dis 'n oulike voorstel om tevrede te wees met wat jy het nie. Dis in die imperatief, 'n opdrag van die Here, wees tevrede met wat jy het. As 'n mens selfs die 10 gebooie lees, dan kom jy agter daar's 'n gebod wat praat van tevredenheid. Watter gebod sê jy moet tevrede wees met wat jy het? Wie weet? Watter gebod sê wees tevrede met wat jy het? Dis die 10de gebod, né? Die 10de gebod wat sê jy mag nie begeer nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, nie sy vrou nie, nie sy slaaf of slavin, bees of donkie of enigiets anderste wat aan hom behoort nie. Hoekom sou jy jou naaste se huis begeer? Hoekom sou jy jou naaste se donkie begeer? Dis omdat jy nie tevrede is met jou eie nie. Hoekom sou jy jou naaste se vrou begeer? Wel, want na 20, 30 jaar is hy nie meer die wilgerlaat lyfie met wie jy getrou het. Julle ruk terug nie, en sy bietjie halskade opgedoen in die proses. En daarom kan jou oë begin dwaal wanneer jy nie meer tevrede is met die vrou van jou jeug nie. En daarom moet ons dit hoor wat die Here vir jou en my sê, dat dit 'n opdrag is. Wees tevrede met wat jy het. Wees tevrede met dit wat God in sy liefde en trou vir jou gegee het. Die vraag waarby ek vanoggend wil uitkom is, nou maar hoe leer 'n mens dit? Hoe leer 'n mens tevredenheid? Hoe leer jy hierdie Christelike deeg? En vat 'n pen, skryf dit op 'n stukkie papier, maar veral kom ons skryf hierdie 3 gedagtes wat nou kom in ons harte. Die eerste wat ons moet leer oor tevredenheid, en dit is dat dit niks te maak het met uiterlike omstandighede nie. Die mensdom glo die leuen dat geluk en tevredenheid is iets die hele tyd daar aan jou buitekant. Die advertensies lei ons in daardie rigting. En die leuen het ons gehoor word erger, wat sê hoe meer en meer jy het, hoe tevrede sal jy wees, en ons weet dit werk nie so nie. Wanneer Paulus die boek Filippense skryf, daardie verse wat ons gelees het, waar was hy? Hy was 'n gevangene. Hy was 'n gevangene van die Romeinse ryk. Hy was waarskynlik in huisarrest toe hy hierdie verse geskryf het. En dan sê Paulus, in daardie omstandighede as 'n gevangene, het hy geleer hoe om tevrede te wees, al het hy partykeer baie, al het hy partykeer niks om te eet nie. Dis iets wat hy geleer het, want Jesus is die bron van sy krag. Jesus was die geheim, hoe dat hy tevrede kon wees, onafhanklik van dit wat sy uiterlike omstandighede was. Die boodskap vertaal dit so, 'n mooi parafrase van hierdie verse. Dit maak nie saak of ek sonder 'n krieseltjie kos gaan slaap, of soveel kos het, dat ek dit nie alles kan opeet nie, of ek net die klere aan my lyf het, en of ek 'n huis vol goed op my naam het. Vir my is dit eintlik om ewe. Vir alles in die lewe, die goeie of die slegte, sien ek kans, omdat Jesus my bron van krag is.
Niks met uiterlike omstandighede te doen nie. Tevredenheid wat Paulus geleer het, is in my verhouding met Jesus. Hy is my bron van krag. En daarom kan ek maar die geld in my bankrekening verloor. Daarom kan ek as 'n bejaarde miskien dalk eendag opeindig in 'n klein een vertrek ouer huisie waar ek alles verloor het, alles moes weggee het. My hart is so seer vir 'n ou oom en tannie. Is 'n vriendin van Anies gewees op hoërskool. Haar ouma hulle het die vriendinnetjie se ouma hulle het in 'n ouer huis beland. Hulle moes tot van die voeltjie ontslaa raak, die koketiel wat al 20 jaar oud is. En gelukkig was daar 'n ouma hier in ons gemeente wat die koketieletjie ingeneem het. Maar dat jy alles verloor tot jou troeteldiere. En dat Paulus sê, weet jy, vir my is dit om te ewe. Want my tevredenheid en my geluk is nie geleë in my omstandighede nie, maar in Jesus. Ek sien vir alles kans in die lewe, vir alles, die goeie en die slegte, omdat Jesus my bron van krag is. Dit bring my by die tweede beginsel. En dit moet ons leer, en dit is om God volledig te vertrou. Om die Here 100% te vertrou. In ons gedeelte wat ons as teks het, wees tevrede met wat jy het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. En omdat jy weet die Here is altyd by jou, dit wat Paulus ook beleef het, dat Jesus sy bron van krag is, omdat die Here altyd by jou is, kan jy hierdie 100% vrede, tevredenheid in jou hart het. Ons het almal al in 'n oorlogssituasie op TV gesien, hoe dat daar vlugtelinge is, en hoe dat daar baie keer 'n mamma is wat met 'n klein ding, klein kleutertjie of 'n babietjie mee vlug. En dan sien ons hoe dat hierdie babietjie toegedraai is in kombers en dat daai mamma, daai babietjie styf teen haar vashou. En daai babietjie weet eintlik van niks. Want die mamma sorg. Mamma is daar vir hom. Babietjie is nie bang nie. 'n Pragtige teks wat ek al soveel keer aangehaal het. Psalm 131 vers 2. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid by U gevind. Om te weet dat God daar is vir my. Selfs in die aakligste omstandighede van my lewe, is ek toegedraai in God se kombers van liefde. En beloof, Hebreërs 13, dat hy my nooit sal begewe en my nooit in die steek sal laat nie. Om God volledig te vertrou, is die geheim van 'n tevrede lewe. Dink aan Psalm 23, die pragtige teks. Nou is 'n rede hoekom hierdie Psalm vir ons so mooi is, want dit praat iets van 'n diepe tevredenheid wat jy het in jou verhouding met die Here. Lees maar net die eerste vers. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Punt. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Punt. Eintlik hoef Psalm 23 net daar te gestop het. Want as jy regtig glo, ek kom niks kort nie. Niks van dit wat die TV vir my laat glo, ek kort nie. Nee, ek kort nie 'n nuwe kar nie, ek kort nie nuwe kombuiskaste nie, ek kort nie nuwe matte nie, ek kort nie 'n nuwe vrou nie. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie, omdat hy my herder is en ek hom vertrou. Ek wil terugkom by daai punt wat jy net nou vir jouself gegee het. Hoeveel het jy jouself gegee? Is daar iemand wat jouself 'n 10 uit 10 gegee het? Dat jy 100% tevrede is met jou lewe? Is dit nie wat Psalm 23 sê nie? Dat omdat die Here jou herder is, kom ek niks kort nie. Maak nie saak wat jou omstandighede vanoggend is nie, omdat jou fokus op hom is, op jou herder. Weet jy dat hy die een is wat jou neerlê in groen weivelde, al voel dit baie keer of daar nou 'n storm in jou lewe bars, maar God dra jou toe in sy kombers van liefde, en soos 'n kindjie tevredenheid vind, so kan jy, as skaap van sy kudde, kan jy hierdie woorde ook sê, ek kom vanoggend niks kort nie, en is 'n Christen veronderstel om te sê, altyd, 10 uit 10, 10 uit 10 wat my vlak van tevredenheid en geluk aanbetref, selfs al staan ek by die graf van 'n geliefde, altyd 10 uit 10, want die Here is my fokus, en hy is by my. Ek wil afsluit met 'n derde
ding wat ons moet leer om dankbaar te wees, of leer hoe om tevrede te wees, en dit is leer wat dankbaarheid is. Kyk bietjie rondom jou en sien dat jy eintlik so baie het. Daar's mense wat soveel minder as jy het. Ek het een keer gehoor dat as jy 'n trapfiets op jou naam het, is jy ryker as 3/4 van die wêreld se bevolking. Net as jy 'n trapfiets op jou naam het. 3/4 van die wêreld se bevolking het nie eers in waarde 'n trapfiets op hulle naam nie. As jy 'n sitkamer het ek een keer gehoor, is jy ryker as 90% mense op aarde. Maak nie saak hoe groot jou sitkamer is nie, maar as jy iets het soos 'n sitkamer, 'n aparte vertrekkie net waar jy gaste ontvang, 90% mense op aarde bly in huisies wat nie so 'n ruimte het waar hulle gaste kan ontvang nie. As jy vanoggend 'n sitkamer het, is jy ryk. Daar is 'n noue verband tussen dankbaarheid en tevredenheid. Dankbaarheid is as ware die bedding waaruit die blomme van tevredenheid opspruit. En wanneer jy so rondom jou kyk en jy sien soveel mense wat minder het as jy, onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Interessant, die wêreld en die advertensies sê hoe meer jy ontvang, hoe gelukkiger word jy. Maar vir ons as kinders van die Here moet ons dit leer en moet ons kinders van kleins af leer om hierdie woorde van die Here Jesus te onthou. Mag dit nie vergeet nie, leer dit, memoriseer dit. Om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Om gelukkig en tevrede deur hierdie lewe te gaan, moet jy leer om te kan gee. Vrylik jou geld, jou tyd, jou goed, alles vrygewig tot beskikking te stel van die Here en jou medemens. Mag hy vir elkeen van ons daartoe lei en help deur sy Gees. Amen. Here, ons moet vanoggend voor U in skaamte bely dat ons so dikwels diep ontevrede is. Dat ons laat lei net soos die wêreld deur ons uiterlike omstandighede. En Here, dat ons so ver tekort skiet om hierdie belangrike Christelike deeg van tevredenheid in ons lewens in te bou. Ja, Here, gee dat ons vanoggend sou gehoor het dat tevredenheid is nie iets wat maar net van self kom nie en dat dit niks te doen het met uiterlike omstandighede nie, maar dat dit iets is wat geleer moet word elke dag toegeëien moet word omdat ons U vertrou, omdat ons diep dankbaar is vir dit wat ons van U ontvang en dit nie vergelyk met dit wat ander ontvang het nie. Here, leer ons om tevrede te wees met iets soos ons daaglikse brood. Here, ons besef dat ons so dikwels soos die Israeliete in die woestyn is, wat kla en ontevrede is wanneer ons nie meer by die een of ander vleispot van Egipte is nie. Vergewe ons daarvoor. En Here, dankie dat ons hiertoe in staat is, tot hierdie amper onmoontlikheid om 10 uit 10 tevrede deur hierdie lewe te gaan. Ons is daartoe in staat, want U gee vir ons die krag. Ons is tot alles in staat, die goeie en die slegte, om altyd tevrede te wees, omdat U vir ons die krag gee. En Here, as ons ontevrede is, help ons dan om ontevrede te wees oor die regte dinge. Dat ons ontevrede sal wees oor sonde en onreg. Ontevrede oor al die honger en hartseer in hierdie wêreld. Maak ons diep ontevrede, Here, met dit wat verkeerd is, sodat ons uiteindelik iets daadwerklik daarin sal gaan doen. Dankie vir U Gees, wat ook hierdie vrug, hierdie deeg van tevredenheid in ons harte skep. In Jesus se naam bid ons met groot danksegging. Amen. Ons sing ten slotte saam Psalm 23. Die Here is my herder, waar ons, as ons werklik glo die Here is my herder en dat hy vir my sorg en dat hy vir my afmeet presies wat ek nodig het. En dat ek dit nie hoef te vergelyk met enigiemand anders nie. As ons dit snap, dan kom daar 'n groot verligting van tevredenheid in ons harte. Die Here sorg vir my. Kom ons staan en dan sluit ons af.
Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van julle wees.